Ons gaan vanoggend verder waar ons verlede week opgehou het. U is welkom om die Bybel oop te maak. As ons vanoggend lees uit Genesis 3, ons is besig met die vertelling van die sondeval in Genesis 3, en vanoggend val ons klem op vers 14 en 15, vers 14 en 15. Ons gaan egter die gedeelte lees vanaf vers 1, Genesis 3 vanaf vers 1 tot 15, maar ek wil die aandag vestig op vers 14 en 15. Dis die twee versies waarby ons sal stilstaan. Terwyl ons so sit, ons het nou reeds saam gesing, ons het die wet en die geloofsbelijdenis behandel. Voordat ons verder gaan met die woord van God, voordat ons lees, gaan ek vra dat u net so sal sit en u oë sluit, hoofde sal buig en dan bid ons net saam. O Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u, verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. U het u regterhand uitgestrek, sê Moses daar in Eksodus 15. U het met die aarde u vyande laat verslind. U het deur u guns die volk gelei wat u verlos het. U het hulle deur u krag na u heilige woning gevoer. Ons kan maar net vanoggend met die kennis wat ons van u het, die wete dat dit u is wat vir ons sorg, dat dit u is wat ons dag vir dag dra, wil ons voor u neerbuig en u aanbid. U is 'n groote God, wat groot is in goedertierenheid en trou. Ons dank u vir al u goedheid. Baie dankie vir die heerlike reën wat ons die afgelope tyd hier in ons gebiede ontvang het, selfs met die opvangsgebied. Dankie dat dit 'n bewys is, 'n tasbare bewys van u algemene genade oor ons. Dankie dat u ons dra en geestelik vir ons sorg. Bo alles, dis vir ons die belangrikste. Nou sit ons met 'n Bybel geopen voor ons, en ons gebed is dat u met ons sal praat, dat u vir ons hierdeur sal leer, sal onderrig, dat u dit vir ons prakties sal maak, sodat ons die weg sal sien waarlangs ons moet loop. Ons verwagting is van u, Here. As u nie vir ons leer nie, is al hierdie dinge te vergeef. Seën ons tot lof en eer van u naam. Amen. Ek lees vir in die ou vertaling, Genesis 3, vanaf vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou, dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte, en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin, en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. En hy sê,
Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Ons lees net tot daar, in die onfeilbare woord van die Here. Die tema van ons boodskap vanoggend is die moederbelofte. U weet dat ek baie lief is daarvoor om die temas maar uit die Bybel uit te kry as dit moontlik is. Dis maar die beste. Maar die moederbelofte is eintlik 'n baie bekende tema wat gegee word aan dit wat die begin is van dit wat heenwys na die Messias. Ek het al 'n paar keer vir u gesê, ons hoef nie te wag vir Kersfees om Kersliedere te sing nie. Ons kan eintlik reg deur die jaar die geleentheid gebruik om die menswording van die Here Jesus te besing en om hom daarvoor te dank. En as ons dink aan die menswording van Jesus, en jy sou vir mense vra, waar in die Bybel is daar heenwysings, profesieë, wat bekend is, die bekendstes, en dis gewoonlik maar die gedeeltes wat ons gebruik om oor te preek, as dit kom by Kerstyd. Dan sal baie mense vinnig blaai na Jesaja 9, Jesaja 9 vers 5 en 6, waar die profeet sowat 700 jaar voor Christus skryf, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Baie bekende profesie wat sê dat God mens sal word. Min of meer in dieselfde tyd sê die profeet Micha, miskien 'n gedeelte wat 'n bietjie meer obskuur is, minder gelees word, minder bekend ook dalk is. Micha 5 vers 1, so terloops, dit was die gedeelte wat die skrifgeleerdes vir Herodes kon opsoek om te sê waar die koning van die Jode vandaan sal kom. Micha 5 vers 1 sê, en jy, Bethlehem Ephrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Baie, baie duidelik, dat hy praat van God wat mens sal word, en hy sal gebore word in Bethlehem. Dis 'n profesie wat net so vervul is. U ken die Kersverhaal. Ons almal ken die Kersverhaal. Toe Josef uitvind dat sy verloofde swanger is, wou hy in die geheim van haar skei, hy wou haar nie openbaar maak nie. En die engel verskyn aan Josef, hy sê vir hom in Matteus 1 vers 23, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar. Wonderwerk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar. En hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Ons het dit bely in die apostolikum, toe ons dit net nou gelees het, dat God sy seun laat mens word het, gebore uit die maagd Maria, is die woorde. Dis waarvan hierdie vers vir Josef vertel het.
Die engel verskyn aan Maria, en terwyl hy vir Maria sê, dat sy 'n seun sal baar, sy gaan die moeder word, sy's geseënd, sy sal die moeder wees van die Messias. En Maria vir hom antwoord, maar ek het nie eers 'n man nie. Sy het hom geglo, sy was bevoorreg, sy het na haarself gekyk as die begenadigde, maar sy het vir hom gesê, ek het nie eers 'n man nie. Die bekende woorde in Lukas 1 vers 35, hoor wat sê die engel vir Maria. Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Hoe noemenswaardig, hoe kosbaar. Dit is wat ons ken as die Kersverhaal. Ons kan altyd dink aan die belofte van Jesus se geboorte. Ons hoef nie te wag vir Kerstyd nie. Min mense sal egter so ver teruggaan as hulle moet sê, waar vind ons profeseë van hierdie gebeurtenis? Sal min mense so ver teruggaan as die tuin van Eden. Vanoggend wil ek met u praat uit Genesis 3 vers 14 en 15, en ek wil vir u wys dat dit so ver as hierdie gedeelte is, waar daar 'n duidelike voorspelling gegee word van God, wat mens sal word, sodat ons verlossing kan kry. Ja, direk na die sondeval is die eerste evangelie reeds gegee. Dit word gegee aan die Satan. Die belofte van die een, hoofletter 1, wat die mens sal red, vind ons in die vorm van 'n vloek, wat oor die slang uitgespreek word. En kan ek net vir u sê, hoe noemenswaardig die plek en die tyd is, vir die gee van hierdie moederbelofte, hierdie eerste evangelie. Dit gee vir ons die rede vir Jesus se koms. As jy dit binne konteks gaan kyk, dan gaan jy nie wonder, hoekom moes Jesus mens word, hoekom moes hy aarde toe kom nie. Kyk na die konteks hiervan. Ek onthou die boek, hy is daar op my rak by die huis, R.C. Sproul het 'n boek geskryf, Saved from What? En die gedagte daarin is, daar's baie mense, wat, as jy vir hulle vra, is jy gered, is jy, jy weet, ken jy die Here Jesus, dan sal hulle sê, ja, hulle is gered. En as jy vra, waarvan is jy gered, sal die gedagte wees, ek is gered van die lewe wat ek gehad het, ek het 'n sondige lewe gehad, of ek is gered van my sonde, ek het 'n vreeslike verslawende sonde gehad, of van watter aard ook al, ek is gered van die hel, of ek is gered van allerlei dinge. Maar jy sien, as jy kyk na die belofte, wanneer dit gegee is, waar dit gegee is, dan maak dit die rede vir die koms van die Here Jesus baie, baie duidelik. Want dit maak Jesus baie meer as net 'n geestelike guru, of 'n geestelike voorbeeld om na te volg. Iemand wat 'n mooi lewe gehad het, en ons moet in sy voetspore volg. Baie meer as net 'n motivering om reg te probeer lewe, of om my bes te probeer. Ja, Jesus se koms is nie eers aangekondig in 'n lesing, of in 'n politieke debat nie. Die agtergrond hiervoor is 'n hofsaal, met die mens wat skuldig staan voor God. Jesus se koms is aangekondig om die mens se vervreemding van God te elimineer. Jesus se koms, sy geboorte, is aangekondig om die straf van God te elimineer. En daarom word jy gered van die straf, die toorn van God self. Die engel het vir Josef gesê, Matteus 1 vers 21, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Nou wat vanoggend begin in vers 14, en ons gaan, as die Here wil in ons leef, volgende week verder met hierdie gedagte, is God se oordeel, die uitspraak van sy oordeel, wat aan al die partye gegee sal word, een vir een.
Hy gee dit in presies dieselfde orde as waarin hulle sy verbond oortree. Die kronologiese orde bly dieselfde. Eers die slang, dan Eva, en daarna Adam as die federale hoof van die mensdom. Adam en Eva het gesondig deur van die vrug te eet. Maar die ware aanstigter, dis die mooi woord vir die Engelse instigator. U weet mos, ons praat dikwels, en dan gebruik ons die Engelse term, as daar 'n jong klompie kinders bymekaar is en daar word iets sondigs aangevang, een of ander stoutigheid word gepleeg, dan is daar 'n instigator. Nou daar's een wat die aanstigter is. Nou die aanstigter in die geval was die duiwel, die Satan self. Jesus noem hom die vader van die leuns, 'n mensemoordenaar van die begin af, Johannes 8 vers 44. Ons wil vanoggend kyk na Genesis 3 vers 14 en 15 en ek wil met 4 hoofgedagtes wil ek hierdie 2 verse vir u uitlê om die betekenis daarvan te verstaan in die lig van dit wat vir ons gegee word as 'n belofte. Dis in die vloek, maar daar is 'n belofte, die moederbelofte wat God aan ons gee. Nou kom ons begin met die eerste gedagte. God oordeel die slang. Die slang was die instrument van die duiwel. Hy was as het ware die mondstuk van die duiwel, maar ek meen dat hierdie verse van toepassing is op die slang en op die Satan. Jy kan dit ewe goed toepas op enigeen. Vers 14a, kyk mooi na die eerste gedeelte van vers 14. Toe sê die Here God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Ek wil hê jy moet oplet. As dit kom by die slang, is daar nie 'n dialoog nie. Dis net 'n monoloog, net God praat. God vra nie vrae soos hy met Adam gedoen het nie. U sal ons onthou, toe hy met Adam gepraat het, was daar vrae wat gevra is. Hoekom doen God dit? Hy vra want hy wil hê Adam moet sy sonde erken. Dis deel van die proses van redding. Om te erken, ek het skuld, ek het oortree, ek het nie geluister na u gebod nie. Daarom het God vir hom vrae gevra. Maar as dit kom by die Satan, daar's geen waarskuwing gegee nie. Daar was geen bespreking toegelaat nie. God praat alleen, en dis net 'n vloek, 'n oordeel wat God uitspreek. En hier is 'n les. Hier is 'n les vir ons. Ek wil hê jy moet sien, as ons gekonfronteer word met sonde, of dit nou 'n dominee is, of dit 'n ouderling is, of dit 'n vriend, of 'n broer, of 'n suster is, as daar 'n konfrontasie is oor sonde, is dit God wat jou wil red. Is dit God wat jou wil waarsku. Hy kan oordeel. Hy het die volle reg om ons onmiddellik te oordeel, maar hy gee genade, nie waar nie. God gee genade. Daarom vra hy vrae. Daarom konfronteer hy ons dikwels oor ons sonde. Dink aan die baie bekende illustrasie van Ninive. Ninive was 'n groot stad wat verskriklike sonde gehad het. God stuur sy man, die profeet Jona, om te gaan en te preek. En Jona waarsku Ninive. Hoekom? God kon hulle oordeel, maar hy wou hulle red. As God met ons praat oor ons sonde, is dit om ons genade te gee. Maar die vraag word gevra, hoekom word die slang gestraf, as die duiwel, die Satan, die skuld moet kry? Die Bybel vertel hoe diere behandel is wanneer hulle mense geskaad het. As 'n dier 'n mens doodgemaak het, dan is hy doodgemaak. Byvoorbeeld, Eksodus 21 vers 28, as 'n bees 'n man of 'n vrou stoot sodat hy sterwe, moet die bees sekerlik gestenig word. Die Bybel is nie so sentimenteel oor diere soos wat ons samelewing is nie. Ons kan vir Fluffy of 'n kitty kat hê,
en ons kan vir hom of vir haar lief wees, ons kan hom hê as 'n troeteldier, maar ons het reeds gesien dat alles in die diereryk, alles in die skepping eintlik, is geskape om die mens te dien, en die diere moet die mens dien, deur lewe of deur dood. Dit wat ons hier sien, God se optrede teenoor die slang, is 'n manifestasie eintlik van God se liefde vir die mens, omdat die slang gewilliglik die instrument van Satan was. Hy het opgetree in die poging om die mens te laat sondig. 'n ander kwessie waaroor mense vra het, as hulle hierdie gedeelte lees, is die slang en die kwessie rondom sy seilbeweging. Was die slang altyd op 4 voete of 2 voete? Hoe het hy geloop? Daar is ons meningsverskille. Ek het al baie keer, ek weet nie of jy al daaroor gedink het nie, maar jy weet, akedisse, is dit dalk nou net 'n soort slang wat nie deel gehad het aan die sondeval of hierdie kwessie nie? Mens weet nie altyd presies hoe dit gewerk het nie. Genesis 3 vers 14 sê, toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Nou kan ek vir u sê, daar is 2 kampe in die vertolking van hierdie vers. Die vraag rondom, het die slang voorheen dan geloop? Ek was van mening, dat die slang op 'n manier dan anders geloop het, miskien selfs regop kon geloop het, of op 4 voete geloop het, ons weet nie, maar nou word die vloek uitgespreek van, op jou buik moet jy seil en stof sal jy vreet. Toe kom ek agter, daar is 2 duidelike kampe by die slim ouens, as hulle hierdie saak moet verklaar. En ek dink Calvin het 'n baie redelike, goeie punt beet, as hy sê, as hierdie vers letterlik geneem moet word, dan moet alle slange stof eet. En dis tog nie waar nie, dink saam met my. As jy alles letterlik moet neem, dan moet slange stof eet. Ieder geval, wat dit beslis beteken, is dat die slang seil as 'n teken van vernedering, as gevolg van sy aandeel in die sondeval. Die uitdrukking stof eet is 'n Bybelse uitdrukking vir vernedering. In Micha 7 praat die Here oor die vyande van Israel, en hy sê, hulle sal stof lek soos die slang. Met ander woorde, dis 'n uitdrukking van, hulle sal verneder word. Ek wil egter hê jy moet na die groter prentjie kyk. Moenie nou op 'n syspoor gaan en in 'n debat betrokke raak, of het die slang nou geloop, of hoe dit nou werk nie. Die slang is verneder, daar is 'n vloek uitgespreek oor die slang, as gevolg van sy aandeel. Maar kyk na die groter prentjie. God praat eintlik met die Satan, en hy beloof hom frustrasie, nederlaag, skande, vernedering. Die ou Amerikaanse predikant Donald Gray Barnhouse het gesê, to eat dust is to know defeat. And this is God's prophetic judgment on our enemy. He will always reach for his desires and fall just short of them. There will be continued aspiration, but never any attainment. Jy sien, dit is nie soos wat sommige mense dink, dat Jesus en die duiwel is nou in 'n armdruk kompetisie en die sterker een sal wen. Hier het die Satan nou 'n bietjie, jy weet, gelyk asof hy gaan wen, maar uiteindelik gaan die Here wen. Dis mos soos in die meeste films waar die held eers foos geslaan moet word en 'n paar keer plat geslaan moet word, en net soos jy dink, dis nou Ikabod met hom, dan staan hy op en hy kry die doodshou in of die doodskoot in of wat ook al. Dis nie hoe dit werk nie. God is totaal in beheer. En wanneer hy die vloek uitspreek oor die slang, oor die Satan, dan spreek hy 'n vloek uit van vernedering, frustrasie, skande. Soos Donald Gray Barnhouse gesê het, daar sal gedurig deur gehinker word na iets, maar hy gaan nooit vervulling ervaar nie.
Hier is 'n waarskuwing. Hier is 'n waarskuwing vir een vir my. 'n Waarskuwing waarna ons baie mooi moet luister en wat ons moet oordink. Elkeen wat dwaas is om teen autoriteit te rebelleer, is besig om teen God self op te staan. Dalk is hier iemand vanoggend wat sê, ek wil nie na die Bybel luister nie, ek wil nie hê dat iemand vir my moet voorskryf nie, ek wil my lewe leef, ek wil doen wat ek wil doen, niemand moet vir my sê hoe ek moet lewe nie. Hoe dwaas is dit om teen God op te staan? Hoe dwaas is dit om te rebelleer teen autoriteit, enige vorm van autoriteit? Jy is besig om teen God self op te staan. Nou ek wil jy moet weer net vir 'n oomblik 'n treukie teruggee. Kyk na die volle prentjie. As die duiwel vir Eva verlei het en vir Adam laat val het, is sy strategie nie eintlik om die mens te skaad nie. Sy fokus, sy teiken was per se nie noodwendig die mens gewees nie, maar dit is sy aanslag uiteindelik teen God. En dit is wat aangaan in ons samelewing. As daar in die wêreld druk uitgeoefen word teen die kerk, teen die kinders van die Here, as regerings en in die media, as daar druk uitgeoefen word om dinge te wettig of om dinge te laat doen wat lynreg is teen God se wette, teen God se orde, ja, dit skaad die mens. Ja, dit ruk huishoudings uitmekaar, dit skaad huwelike, dit maak mense seer, maar uiteindelik is dit Satan se oorlog teen God. Satan wil rebelleer teen God self. Ons het gekyk na die skepping. En u onthou hoe ons male sonder tal verwys het na die skepping van die mens. God het die mens geskape, man en vrou. Dis die orde, dis God se skepingsorde. Net die ander dag het ek gehoor hoe een van die LGBTQ woordvoerders, een van hulle mense, hoe hy sê, our aim is to destroy the binary, wat verwys na die orde van die mens, man en vrou. Die binary is God se geskape orde. En die LGBTQ beweging van ons dag wil daardie orde vernietig. Daarom sê hulle, daar's nie net man en vrou nie, daar is baie verskillende geslagte. Hoekom sê hulle dit? Dis uiteindelik die Satan se rebellie teen God se orde. Dit is baie duidelik in die woorde van Jesaja 14, vers 13 en 14. En as die duiwel dit nie gesê het nie, dan kan dit beslis aan hom toegedig word. Want daar sê die profeet, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God. Ek wil my gelykstel met die Allerhoogste. Jy sien, die duiwel het 'n oorlog, hy het 'n saak met God, hy wil rebelleer, hy wil opstaan teen God. Ons moet besef dat God nooit sal toelaat dat sy plan verydel sal word nie. God sal toetree tot die stryd. Hy sal sy eer beskerm, want hy sal sy plan ten uitvoer bring. Charles Spurgeon skryf oor die gedeelte en hy sê, the devil had in the worst sense destroyed a part of God's work. He had introduced sin into the new world. He had stamped the human race with his own evil image. He gained new forces to promote rebellion and multiplied transgression. But now God comes in, and he takes up the quarrel personally. He causes Satan to be disgraced
on the very battlefield on which he had gained a temporary success. He tells the dragon that he will undertake to deal with him. The quarrel shall not be between the serpent and man, but between God, the Creator, and the serpent. Ek stem saam met Spurgeon. Hier is dit God wat toetree tot die stryd, want uiteindelik is dit die Satan se stryd teen God. Ek dink die Here het hierdie woorde so uitgespreek, dat die man en die vrou kon hoor, heel moontlik kon hoor, maar ten minste is dit vir ons opgeteken om te hoor. God wil hê, dat ons, dat u en ek sal weet, sonde wek sy toorn op, maar hy het hulle lief. Hy is goedertieren om genade te gee tot saligheid. Onthou God se genade, wanneer jy sy stem hoor om tot bekering te kom. Onthou God se genade, wanneer daar 'n oproep is, bekeer jou. Bring ons by die tweede gedagte, en ons wil hier praat oor God se oordeel, want hy oordeel die verhouding ook tussen die versoeker en die mens. God oordeel die verhouding tussen die versoeker en die mens. Kyk na vers 15, die A gedeelte. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Dit was die slang wat Eva bedrieg het. Hy moes vir haar ten minste aanvaarbaar gewees het, heel moontlik, miskien selfs aantreklik gewees het. Selfs al het hy op die grond geseil, was die slang nie iets waarvoor Eva teruggedeins het nie. Een deel van die vloek op die slang is 'n natuurlike weersin, 'n natuurlike afkeer aan slange. Daar is mense wat mal is oor herpetologie, dis wat jy noem die studie van amfibieë, maar die meeste van ons het 'n natuurlike weersin in slange. Selfs die ouens wat lief is om met slange te werk en lief is om slange te bestudeer, hulle is baie versigtig as hulle kom tussen hierdie kriewelende, jy weet, hulle tongetjies wat so uitskiet. Ek is nie baie lief vir 'n slang nie. Ek weet hulle moet daar wees, hulle vang die rotte en die muise en die goed, en 'n mens moet hulle nie eintlik doodmaak nie. Vat hom maar eerder dan weg van die huis af, maar ek hou nie van 'n slang nie, want daar is 'n natuurlike weersin in slange. Maar dis egter nie al wat hier aangaan nie. Dis uiteindelik God wat 'n hindernis opstel, 'n tipe kloof as jy dit wil noem, tussen Satan en die mens. Daar is 'n natuurlike vyandskap tussen Satan en die mens. Dit lyk nie altyd so nie. Maar alhoewel mense soms kies om die duiwel se raad te volg, is daar tog in die mens 'n godgegewe aversie teen die verkeerde, teen die duiwel. Weet jy dat die mens het 'n morele instink? Dit is 'n ingebouwde morele kompas. Ons noem dit die gewete. En daarom weet elke mens wat is reg en wat is verkeerd. Selfs die liberale ouens, selfs die godlonaars en die goddelose mense, wat lief is om moord te pleeg en alles te doen wat verkeerd is, hulle wat sê, en die liberale ouens wat sê, nee, jy moet maar self besluit wat is reg en verkeerd, selfs vir daai ou, is dit verkeerd as jy hom skaad. Jy sien, hulle sal sê, jy moet maar self besluit, maar dan sê ek dikwels vir hulle, so ek kan maar van jou steel. Nee, dit sal verkeerd wees. Maar hoekom nie? Want dis dan nou vir my reg. Jy sien, hulle is nie konsekwent met hulle redenasies nie, want die mens het 'n natuurlike hinkering na reg en geregtigheid. Dis beslis nie wat die Satan wil hê nie. Daarom is daar 'n kloof tussen die mens en die duiwel. God het dus genade gegee, en selfs in die vervloeking van die duiwel gee hy daar die natuurlike weersin, natuurlike vyandskap tussen die Satan en die mens. God het dit so beskik, dat selfs die godloonare ingebore liefde sal hê vir dit wat reg is, vir dit wat regverdig is. God het dit genadiglik beskik, dat sonde en ellende
saamgaan. Niemand wil ellende hê nie, so hulle kom agter, sonde bring ellende. God het dit so beskik, dat sonde geen versadiging bring nie. Inteendeel, dit laat jou net leer. Daar is net meer en meer hinkering. Jy kan die vieslikste sonde doen, en jy sal nooit 'n versadigingspunt kry nie. Mense dink hulle sal versadiging kry, hulle kry nooit 'n versadiging nie. En ek wil hê jy moet dit onthou, wanneer jy met ongelowiges praat. Mense wat die Here nie ken nie, is ontevrede, hulle is ongelukkig, hulle is altyd op soek na vrede, hulle is altyd onvervuld. Want dit is 'n Godgegewe genade, 'n roepstem as jy wil, om jou tot hom te bekeer. Bring ons by die derde gedagte. God verklaar ook vyandskap tussen, nie net die verhouding tussen die slang en die vrou nie, maar die nageslagte van die slang en die vrou. Kyk na vers 15, die B gedeelte. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hier is 'n uiters belangrike saak. Daar is 2 lyne in die mensdom. Daar is 2 soorte mense op aarde, sedert die tuin van Eden. En ons gaan dit sien, wanneer ons verder die verhaal in Genesis bestudeer. Hoofstuk 4 gaan met die lyn van die Satan, die saad van die slang as jy wil. En dan hoofstuk 5, wat uiteindelik kan kom by Noag en verder gaan, is die lyn, die saad van die vrou. Daar is die nageslag van die duiwel, en daar is die nageslag van Adam en Eva, wanneer hulle in geloof terugkeer na God. Nou die Satan is 'n aardsengel. Dit was die amp wat hy beklee het, voordat hy geval het, voordat God hom uitgewerp het. En Jesus het vir ons gesê in Markus 12 vers 25, engele kan nie voortplant nie, hulle kan nie fisies voortplant nie, hulle kan nie meer word nie, hulle kan ook nie sterf nie, so hulle kan ook nie minder word nie. Met ander woorde, as jy konsekwent met die eksegese is, hierdie saad waarvan vers 15 praat, hierdie saad van die duiwel, is nie iets wat hy voortbring nie, dit is die ongelowige wêreld, almal buite Christus. Dis 'n Bybelse term, om te verwys na die ongereddes as die kinders van die duiwel. Jesus praat met die fariseërs, hy bestraf die fariseërs in Johannes 8 vers 44, en hy sê vir hulle, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis 'n Bybelse uitdrukking. In 'n gelykenis, die gelykenis van die saailand, sê Jesus, Matteus 13 vers 38, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. Let op, die kinders van die koninkryk en die kinders van die bose. Daar is in die mensdom 2 lyne. Dit is wat aangaan in die wêreld vandag. Dit is wat aangaan in die mensdom sedert die tuin van Eden. Paulus sê in Kolossense 1 vers 12 en 13, dat ons die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Deur die beskikking van God is daar konflik tussen diegene onder die regering van die Satan, die saad van die slang, en die regering van God, die mense, die saad van die vrou. Dit, liewe vriende, is waarom Christene vervolg word. As jy mooi daaroor dink, waarom haat die liberale ouens nie byvoorbeeld die moslems nie? As jy dink aan die siening wat die moslems onder hulle sharia wette het van vroue of omtrent vroue, skrikwekkend, dit is onaanvaarbaar, maar tog, die ongeredde wêreld, die liberale ouens is nie besig om die moslems aan te vat daaroor en met hulle vyandskap aan te gaan nie. Nee, jy sien, daar is 'n natuurlike, 'n geestelike vyandskap teen die geslag van God in die wêreld. Ek dink nie eens hulle besef dit altyd self nie. Maar die wêreld, die kinders of die saad van die slang, haat die saad van die vrou. Nou aan die ander kant is die kerk besig om oppositie te bied teen die wêreld deur middel van die evangelie.
Ons haat die slegte plekke, ons haat bordele, ons haat bottelstore, en alles wat sondig is, maar ons beveg dit nie met bomme, en ons maak 'n plan om hierdie plekke te gaan opblaas, of om dit plat te vee nie. Ons beveg dit met die evangelie. Hierdie natuurlike vyandskap tussen die saad van die slang en die saad van die vrou, in ons aanvegtinge is ons besig om liefderyk met die evangelie die wêreld te beveg. Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 3 en vers 4, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. En as jy na die konteks gaan kyk, praat hy van die vestings as die redenasies wat mense gebruik om nie na die evangelie te wil luister nie. Die redenasies wat mense voorgee of voorhou om nie tot bekering te kom nie. Ons wapens, die wapens van ons stryd, is kragtig deur God om vestings neer te werp. Dis die evangelie. Die evangelie van Jesus. Wanneer mense deur die evangelie gered word, dan word die mag van die Satan in so mense lewe verbreek. Bring ons by die laaste gedagte van môre, 4de gedagte, en dit is, God beloof 'n neerlaag aan die Satan. God beloof 'n neerlaag, is deel van sy vloek wat hy uitspreek. Kyk na die C-gedeelte, die laaste gedeelte van vers 15. God sê, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Die teks gaan verder en wys vir ons na vyandskap, nie net tussen groepe mense, die saad van die vrou en die saad van die slang nie, maar vyandskap tussen individue. Grammaties word hier baie duidelik heen gewys na individu. Hy sal jou die kop vermorsel. Dit is wat die Latyns noem proto-evangelium, die eerste evangelie, oftewel waar die benaming vandaan kom, die moederbelofte, die belofte van een, hoofletter een wat sal kom, wat die kop van die slang sal vermorsel. Dis seker die mees omvattende belofte van die koms van die Here Jesus wat ons in die hele Bybel kry. Hierdie vers sê dat daar een sal kom, weer eens een met 'n hoofletter, 'n verlosser, die een wat sal oorwin, wat die Satan se mag sal breek, wat sy kop sal vermorsel, dis 'n doodslag waarvan hy praat, en wat dan die skepping tot sy oorspronklike doel sal herstel. Die een wat sal kom, en wat dit sal doen, sal van die vrou wees. Met ander woorde, let baie mooi op die woorde, die verlosser wat sal kom, sal 'n lid van die menslike ras wees. Dis hoekom dit belangrik is, om na die apostoliese geloofsbelijdenis te luister, wat ons van tyd tot tyd doen, om te sê, hy is gebore uit die maagd Maria, hy het mens geword, nee, is belangrik, hoekom? Hoor wat sê die Hebreërs skrywer, hy stel het so, Hebreërs 2, vers 14 en 15 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Jesus moes gebore word, hy moes leer loop, hy moes leer eet met 'n lepel, hy moes leer praat, hy het deur sy kinderjare gegaan, hy het deur sy tienerjare gegaan, hy het op dieselfde manier, die Bybel sê, hy het dit op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Johannes sê in 1 Johannes 3 vers 8, hy wat die sonde doen is die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Luister mooi na hierdie woorde. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke
van die duiwel te verbreek. Jy kan net sowel sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die kop van die slang te vermorsel. Dit verduidelik die woorde, hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die kruis is die Satan se kop vermorsel, 'n dodelike wond, wat finaal sy mag gebreek het. Maar dit het die kruis gekos. Jesus moes sy lewe gee. In die proses om die kop van die slang te verbrysel, word ons Here Jesus Christus se hakskeen vergrys, as jy wil. Is nodig dat hy moes sterf. Ek moet afsluit. Weet jy wat is die probleem van die mensdom? Miskien moet ons dit meer aktueel maak. Weet jy wat is die probleem van die moderne mens? Eenvoudig gestel, kom hierop neer. Ons is sondaars. Ons lewe in 'n wêreld wat bestem is om te vergaan, en ons weet dit. Ons weet ons is sondaars. Ons weet ons het God se wet verbreek. En ons leef in 'n wêreld wat besig is om te vergaan. Voorts, die mens kan homself nie red nie. Hy kan selfs die feit dat hy 'n sondaar is, nie uit homself verstaan nie, tensy God sy verstand verlig en hom begrip gee, sy geestelike oë oopmaak, sodat hy presies sien wat hy is, wie hy is. Ons lewens word geleef in die teenwoordigheid van die sondeval, in die skaduwee van die sondeval, as jy wil, en die gevolge daarvan. Ons word gedurig daaraan herinner. Ons is 'n gevalle ras. Al die bewyse daarvan is rondom ons. As ons oë maar net oopgegaan het, sodat ons kan sien. Ons wese is eintlik maar net 'n bestaan, tot die dood toe, en dan is daar 'n oordeel, sodat ons die ewige dood tegemoet moet gaan. As jy, liewe vriend, liewe vriendin, as jy vandag hier is, en jy het nog nooit in ons Here Jesus Christus geglo nie, dan wil ek jou herinner aan jou sonde. Ek wil jou herinner aan die feit dat jy in Adam gesondig het, en dat jy self ook nog daardie skuld vermeerder het met jou lewe tot dusver. En ek wil vanoggend by jou pleit, moenie hierdie saaltjie verlaat, sonder om reg te maak met God, sonder om vrede te maak met God nie. Hy het die Here Jesus Christus vir ons as verlosser gegee. Maak jou saak met hom reg. Hy leer ons deur sy woord van ons toestand. Hy wys ons na die enigste oplossing vir ons toestand. Waarheen sal hy vlug? Wat kan ons doen? Kom na die Here Jesus. Aanvaar hom as jou eie verlosser in die geloof, deur die genade van God. Dis een ding om te sê, ek weet Jesus is 'n verlosser. Dis gans en alle ander ding om te sê, ek weet hy is my verlosser. Kan jy sê, hy is my verlosser? Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy, die regverdige, vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Ek wil by u pleit. Maak jou saak reg met God. Kan ek afsluit met die woorde van 'n lied? Dis nie 'n baie bekende lied nie, maar dis 'n ou Engelse hymn, geskryf deur Philip Paul Bliss. Ek dink dit was in die 18de eeu. 'n Ou lied. Baie eenvoudige wysie, maar ek wil vir u die woorde van die eerste 3 verse lees, en daarmee gaan ek afsluit. Hoor hoe klink hierdie lied. Man of sorrows, what a name, for the Son of God who came, ruined sinners to reclaim. Hallelujah, what a Savior. Tweede vers sê, bearing shame and scoffing rude,
In my place condemned he stood, sealed my pardon with his blood. Hallelujah, what a Savior. En dan die woorde van die 3de vers. Guilty, vile and helpless we, spotless Lamb of God was he. Full redemption, can it be? Hallelujah, what a Savior. Ek bid dat hy u verlosser sal wees. Mag die Here ons genade gee. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons wil u vanoggend dank vir u groote genade. Ons wil u dank dat u genade self sigbaar is in 'n vloek wat uitgespreek is teen die ou slang. Die versies wat ons vanoggend bestudeer het, miskien eenvoudig, baie maklik om te verstaan, en ons het u evangelie so leer ken, eenvoudig, selfs vir die ou kleinste kindjie wat begrip het hiervoor, wat die vermoë het om van regs en links te kan onderskei, dit is wat morele bewustheid het, baie eenvoudig, maar tog diepsinnig. En as ons hieroor dink, en ons pyns oor ons eie sonde, ons eie tekortkoming, die feit dat ons u nooit kan behaag nie, die feit dat ons nooit goed genoeg kan wees vir u nie, dan wil ons saam met Philip Bliss sê, Hallelujah, what a Savior. Ek wil bid vir mense wat in onsekerheid leef, ek wil bid vir mense wat vanoggend dalk nog in hulle harte hierdie gewetenswroeging mee saam moet leef, 'n stryd het in hulle gemoed, 'n soektog na vrede. Dankie vir die kruis, dankie vir die evangelie, dankie vir Jesus, die middelpunt van ons boodskap. Sal u bekeringsgenade skenk, tot lof en eer van u naam. Amen.